Met die koninkrykgesindheid in gedagte, kom ek praat 'n bietjie met jou, miskien oor die grootste enkele werk wat ek en jy kan doen binne die gemeente. Onthou, ons is 'n saamgemeente. Ons is saam Jesus se liggaam. Ons is saam die tempel van die Heilige Gees en ons is saam die huisgesin van God. Nou wat is hierdie grootste werk waarvan ek praat? Wel, verbeel jouself, elkeen van ons dra 2 emmers elke dag saam met ons. Maak nie saak waar jy gaan nie, by die huis, by die werk en by die kerk. Maar veral by die kerk, wanneer jy by die kerk instap, verbeel jouself, almal in die kerk daardie dag het 2 emmers. En in een emmer het hy water en in die ander emmer het hy petrol. En daar's verskeie vure by wat hy kom. En elkeen van ons moet 'n keuse maak. Gaan ek water op die vuur gooi of gaan ek petrol op die vuur gooi? Wanneer ek water op die vuur gooi, maak ek die vuur dood, maar wanneer ek petrol op die vuur gooi, maak ek die vuur groter. En ek en jy het wysheid nodig. Watter emmer moet ek wanneer gebruik? Gooi ek water of gooi ek petrol? So, wanneer gooi ek water? Wel, ek en jy moet verstaan dat wanneer iemand by my kom met 'n kinderstorie, dan is dit 'n vuur wat besig is om te ontstaan en ek en jy moet water gooi. Wanneer iemand kom met onnodige klagtes en murmurering en hulle kla alweer, dan is dit nodig om water te gooi. Wanneer iemand kom met 'n slegte gesindheid en hy wil afbreek, dan moet ek en jy water gooi. Ek en jy kan baie maklik per ongeluk vuur gooi, net om saam te skinder en saam te kla en saam deel te wees van die probleem en nie deel te wees van die oplossing nie. So, hier ek en jy regtig wysheid nodig wanneer ons water moet gooi. Selfs met die petrol. Ek en jy kan ook kies om petrol te gooi. Wanneer iemand met my kom praat oor 'n getuienis van wat die Here in sy lewe gedoen het, en ek gooi petrol, dan kan ek sê, maar dis wonderlik. Wil jy nie dalk jou getuienis in my selgroep kom deel? Of kan ek nie vir die Here dankie sê vir wat besig is om in jou lewe te gebeur nie? Wanneer jy iemand sien hard werk en jy sien iemand by die kerk en jy sien iemand, dan kan jy na hom toe gaan en sê, ek wil net vir jou sê dat ek waardeer wat jy doen. Jou werk wat jy vir die Here doen, maak 'n verskil in my lewe. Partykeer is dit net nodig om stil te gaan sit en te sê, wie die laaste maand 'n verskil gemaak in my lewe en vir hulle elkeen 'n gebed te doen en vir hulle 'n WhatsApp te stuur en te sê, hoorie persoon, ek wil net vir jou dankie sê vir wat jy in my lewe doen. As gevolg van die werk wat jy doen in my lewe, staan ek sterker in Jesus. En so gooi jy petrol op daardie vuur en maak jy daai vuur groter en bemoedig jy daai ou om harder te werk vir die Here. So ek en jy moet leer om water te gooi op goed wat 'n gevaar is vir die koninkryk en petrol te gooi op dit wat die koninkryk uitbrei. En wanneer ek leer hoe die emmers werk, dan gaan ek 'n groot aandeel hê daarin dat die koninkryk vinniger eksponensieel groei. Wanneer ek mense aanmoedig en wanneer ek mense raak sien en hulle bemoedig en saam met hulle bid en wanneer ek goed wat ek sien 'n probleem is, help aanmeld by die regte leierskap en help om dit terug te hou dat dit nie verder versprei soos 'n kanker by die gemeente opvreet nie.